Vriende, môre, kan almal my hoor? Hoor, sag hoor. Vriende, terwyl ons op ons plekke kry, gaan ons sommer so 'n bietjie lekker rustig begin met 'n paar voorsangliedere. Ons gaan sommer net so vir so 2 liedere wat ons net lekker saam gaan sing, net terwyl ons rustig word, almal hulle plekke kry. En net lekker die Here loof en prys vir hierdie wonderlike dag wat ons vandag het. Mikrofoon aan te sit, eerstens. Vanmôre se diens is 'n spesiale diens vir ons, want dis 'n diens waar ons, soos deur die jaar, kom ons op hierdie punt waar dit afsluitings en prysuitdelings en al hierdie verrigtinge is, veral vir ons kinders, ons jong mense. En vanmôre is een van hierdie oomblikke waar ons regtig vanmôre al ons kinders en al ons jong mense wil op die plek sit, in die spotlight sit. Ons wil so 'n bietjie eer aan hulle teruggee vir wat hulle ingesit het in die jaar, hulle toewyding en die ywer met wat hulle sonnaarskool bygewoon het en gegroei het in hulle bywoning en in hulle geloof. En daarom nooi ek alle kinders om vanmôre vir ons hier voor te kom sit, hier by die voorste banke,
kom sit hier so, kom wees deel van dit vanmôre. En saam met dit wil ons daarom ook net vir almal welkom sê vanmôre hier, almal wat nuut is, enige iemand wat vanmôre besoek. Is daar enige besoekers vanmôre hier? Daar op die galery is 'n besoeker, en hier onder is 'n besoeker, ons wil hom net vir julle sê welkom, so van ons kant af, en dan draai almal sommer net links en regs, en groet vir mekaar, en sê net môre, en enige iemand wat verjaar, wag, is julle besoekers, môre, baie welkom. Stuur so. Ek sien so. Nie die eerste keer vanoggend nie, net die eerste keer wat jy besoek. Ek luister hierso. Baie welkom. As dit verjaar is, dan is dit 'n dubbel ene, ja. Nog iemand hier agter? Iemand wat verjaar, hier's nog 'n paar besoekers, môre, welkom. Ek sien hier sulke kopknikke wat so oral met die lekker uitdelery saamgaan. Wag, hier word vinger gewys. Baie geluk. Ek sal nie sê nie, beloof. Nog iemand? Bo, wat een van die kinders gaan vir ons op boontoe gaan? Hoeveel het ons bo nodig? 2, 3. Wag, ek gaan so maak. 1. Welkom. En dan maak ons so, vat vir ons die op, en dan gaan hou jy dit vir daai oom en tannie en jong manne daar bo. Vriende, wat 'n voorreg is dit nie om op sommer net so 'n wyse ook net aan mekaar te kan sê welkom. Waar daar het ek een gemis. Ian, jy moet maar kyk as ek oorgeslaan het, Jan. Vriende, vanmôre gaan ons die diens so 'n klein bietjie anders doen. Ons gaan sommer die afkondigings in die begin doen. En dan gaan ons 'n bietjie later van tyd gaan ons die sertifikate uitdeel vir ons jong mense wat hierdie jaar by die Sondagskool betrokke was. So eerstens met die gemeentediens het ons 'n vakansieprogram. Ek weet dit is baie klein, ek kan self nie lekker daar sien nie, maar julle sou dit elektronies ook ontvang het. En dit wys maar net ons volgende paar dienste deur die vakansietyd. Wat die beplanning is daar rondom. Ons het volgende Sondag is dit die 15de, die 3de Adventdiens. Dan die Maandag is dit die Versoeningsdagdiens, die 22ste is die 4de Adventsdiens, daar is 'n doop daai Sondag. En dan die 25ste is ons Kersdiens. Die 21ste is ons Oujaarsdiens, 7:00 die aand, wat 'n lekker lof en dankdiens is. En dan het ons die 5de Januarie weer 'n normale erediens en so ook die 12de. Daarna sal die kantoor weer begin vir ons pampiertjies en blaadjies en goedjies verskaf. Baie dankie. Dan het julle ook hierdie enetjie ontvang, dis maar ons gebedslys. Hou maar die persone vir ons altyd in die gebede en ook enigeen anders wat julle van weet. Soos ons vir mekaar gesê het, ons is 'n gesin. En as een siek is, dan voel ons dit almal. As een vreugde ervaar ons dit almal. En daarom wanneer julle in julle stilte tye is, dink aan hierdie persone in daai toestand waar hulle is, maar dink ook aan die mense om hulle wat saam met hulle deur hierdie tyd van siek, tyd van nood gaan. En dra hulle op in ons gebede. Dan is daar blykbaar nog 'n bietjie voorraad beskikbaar na kerk van gister se geselligheid. Daar is 'n bietjie bazaarpudding en daar is 'n paar pastye. Ek is nie seker van al die getalle nie, maar julle is meer as welkom na die diens. Gou by die kerksaal kom inloer, kom kry daar ietsie wat lekker is vir die wat 'n soettand nog het. Julle is meer as welkom. Ons het ook ons piknikbraai. So ons steek die vure op na die kerk. Diens ander kant en die vierkant, lekker gesellig. Jy bring jou vleisie, jy kom kuier saam. Ons gaan so tot so 1:30, 2 besig wees. Net lekker gesellig verkeer, net om vir almal dankie te sê en net om lekker 'n ruimte te skep waar ons mekaar net kan as gesin en
medegelowiges net kan rustig die jaar afsluit, voor almal nou op vakansie beweeg. Vriende, die Here nooi ons vandag uit om sy liefde en sy teenwoordigheid werklik te ervaar. Hy is die God wat vir ons lief is, wat vir ons die grootste geskenk wat ons ooit kon aandink vir ons gegee het, sy seun Jesus Christus. Ons vertrou op hierdie waarheid, soos wat ons dit in 1 Johannes 4 vers 16 lees, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Wees daarom gegroet vanoggend met die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, ons verlosser, ons hoop en liefde, en die Heilige Gees, ons kompas en ons trooster. Vriende, ons is in 'n tydperk van Advent. Vir my is dit een van die mees opwindendste tye, want dit is hierdie tyd wat ons in opwagting is vir iets wat kom. Nou kinders, julle moet mooi luister, hier en daar gaan ek vir julle ietsie noem, en julle gaan net nou 'n vraag kry daaroor. Nou kyk of julle by is, wakker is. Oom Ian, hulle luister mos altyd mooi, né? Altyd. So, Advent beteken om in afwagting te wees. Iets wat kom, iets wat nog moet gebeur. Nou, julle sal nou self weet dat dit is 'n tyd, vriende, wat ons stil word en dink oor hoekom Jesus werklik na die wêreld gekom het. En ons besef ook dan dat God werklik vir ons hierdie geskenk van liefde en verlossing gestuur het. In eenvoudige terme is Advent soos die aftel na iets. Jy sal sien altyd kinders is lief daarvoor om te sê, hoeveel slaapies is daar nog oor voor ouma en oupa kom kuier? Hoeveel slaapies is daar nog oor voor ek verjaar? En met daai selfde opwinding moet ons aftel na die herdenking van die geboorte van Jesus. Ons moet dan besef dat ons harte besig is om voor te berei. Ons het laas, die Sondag, het ons die eerste Advent van hoop gehad. En nou beleef ons die tweede Advent Sondag van liefde. Advent is daarom nie een of ander magiese tradisie net omdat nie. Dis vir ons werklik 'n tyd waar tydens ons harte kan voorberei vir dit wat kom. Dat ons kan ons kinders leer om dankbaar te wees en in opwinding te wag vir wat kom. Dat dit nie gaan oor die geskenk onder die boom nie, maar om te weet wat hulle werklik daar gekry het. En daarom wil ek vra dat een van die kinders vanmôre vir ons die adventkers gaan aansteek, wat net gepas is by vanmôre se kinderdiens. Stella, kom. Sy het nou mooi geoefen vanmôre, nou moet ek net nie vergeet waar ek die vuurhoutjie neergesit het nie. Stadig, né? In die kerk afbrand nie. Met die aansteek van die liefdekers wil ek graag die volgende teks vir ons voorlees, Johannes 3 vers 16 tot 19. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toegestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Vriende, dis met hierdie blydskap en afwagting, wat ons werklik vanmôre die Here kan loof en prys, hier as geloofsgesin by mekaar. En saam met hierdie lofsing, wil ons vanmôre geleentheid gee vir ons plaasmark, om vir ons vanmôre voort te gaan, met 'n lied wat hulle vir ons voorberei het.
die verhoog is julle sin. So, die idee is, hulle sing vir ons die eerste 2 verse en ons as gemeente sing saam met hulle, vers 3 en vers 4. Ek gaan in die pad staan, ek sing definitief nie saam nie. Baie, baie dankie. En hoe wonderlik is dit dat ons oud en jonk almal saam die Here kan loof en prys vir sy grootheid, sy goedheid, sy getrouheid en sy liefde. Daai liefde wat vir altyd bly. Vanmôre wil ek graag die wet vir ons kom saamvat, soos ons dit vind in Matteus 22. En as ons onsself ondersoek instel, sien ons hoe dikwels ons nie ons roeping in die lewe uitleef nie. Ons val tekort en ons is baie keer ook skuldig om ons gawes en
ons talente onder daai maatemmer weg te steek. En hier staan Jesus en hy word gekonfronteer deur hierdie wetgeleerdes en hulle vra vir hom, watter een van hierdie gebooie is die belangrikste? En Jesus antwoord hulle en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Hy sê, dit is die grootste en die eerste gebod. Daarna sê hy, die tweede wat hieraan gelykstaande is dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kinders, in hierdie opsomming sien ons hoe daai verhouding met die Here is, met God self is, en dan ook die verhouding met ons medemens om ons. Maar dikwels, deur ons loop van ons dag, val ons in hierdie behoud van hierdie wet. Ons kom tekort om die Here lief te hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En ons kom baie keer tekort om mekaar lief te hê, soos wat ons onsself lief het. Maar die goeie nuus vanmôre is dat in die evangelie, in die woord van die Here, is daar redding opgesluit vir ons. Alhoewel ek en jy al dikwels tekort skiet, God in sy totale grootheid, genade, liefde en getrouheid vergewe ons. Die skrif sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely voor die Here, hy is getrou, dan sal hy ons sondes vergewe en ons van ongeregtighede reinig. Ons kan dus seker wees dat ons deur die genade van Jesus Christus vrygespreek is. Ons staan hier nie op ons eie te doen nie. Ek en jy is nie gered oor wat ons bereik nie, maar oor wat Christus in ons bereik. Mag ons werklik hierdie vergifnis omarm. Mag ons dit werklik vat en deel maak van onsself, sodat ons werklik toewyding aan God en liefde vir ons naaste kan uitleef, soos wat dit werklik vir ons geroep is om te doen. Kom ons sing saam die volgende, al was ek nie daar nie, in antwoord op hierdie vryspraak en hoop. Vanmôre se tema sluit aan by 'n jaar wat ons afsluit tot 'n mate en waar ons fees vier vir al die goeie en slegte dinge wat ons deur die jaar beleef het. Die hoogtepunte, die laagtepunte. En deur dit alles besef ons en moet ons net weer opnuut ontdek dat die liefde van Jesus is onbreekbaar. En met die tema van liefde wat saam met die tweede advent gaan, besef ons net weer opnuut hoe Jesus die geskenk geword het, wat ons lewens kom verander het, en wat ons deel maak van die huisgesin van Christus. Dat ons werklik 'n gesin is, 'n eenheid, 'n geloofsgemeenskap, waar binne ons saam mekaar se laste kan dra, en waar binne ons saam vreugde
sowel as hartseer kan beleef. En waar ons mekaar kan versterk met ons getuienis en waar ons mekaar kan opbou en dra deur die moeilike, maar ook saam geniet die prestasies en die erkennings wat ons in die lewe behaal het. En vanmôre is een van hierdie oggende waar ons kom deel in hierdie prestasies, hierdie erkennings van ons kinders en ons jeug, maar ook in onsself. Ons is deur 'n moeilike jaar en ons is deur baie uitdagings, maar tog het daai hoeksteen waarop ons geloof geanker het, onverander gebly. Ons het toegelaat dat tydens die veranderinge, tydens ons storms, dat Jesus die enigste onveranderlike bly. Ons kon vasklou aan die woord as ons baken van hoop. En van daar af sien ons kans vir wat voor lê. Nou kinders, vanmôre wil ek met julle gesels oor 'n geskenk. Nou, ek wil eers by julle hoor, wie het geluister, wat beteken Advent? Wil jy die geskenk hê? Afwagting. Nou vir die kleintjies, dis nou daai wat jy nou die slaapies aftel tot iets toe, né? Wanneer oupa en ouma kom kuier of wanneer iets gebeur soos skool verby of ek verjaar of Kersdag. Dis daai afwagting, né? Daai aftel. Nou ons is in daai tyd van die jaar waar ons nou self in die kerk ook aftel na die geboorte van Jesus toe. En dat ons daai feesviering net weer kan beleef. Daai herdenking aan wat gebeur het. Dis 'n tyd wanneer ons onthou dat Jesus het na die wêreld toe gekom en vir ons 'n groot geskenk gebring het. Ek het vir julle 'n vraag, hoe voel julle as julle 'n geskenk kry? Bly? Gelukkig? Kan jy meer as gelukkig en bly wees? Hoe voel jy as jy 'n geskenk kry? Dis opgewonde, dis lekker. Ons hou almal van geskenke kry, né? Wie hou nie van geskenke kry nie? Wys wat ek sien. Hou jy nie van geskenke kry nie? Ja, van die groot mense wat nie hou van geskenke kry nie. Kom ons dink maar sommer net aan 'n verjaarsdag en jy moet 'n geskenk kry. Maar nou, wat as ek vir jou sê, jy kan nie die geskenk kry, jy moet eers jou kamer gaan skoonmaak of eers gou jou huiswerk gaan doen, daar moet jy eers al jou speelgoed of gaan optel, gaan leer. Is dit nog steeds 'n geskenk? Vir party is dit lyk my 'n geskenk. Is 'n prys. Dis 'n betaling. Met ander woorde, as ek iets doen en ek kry iets daarvoor, dan is dit 'n betaling. Dis nie 'n geskenk nie. 'n Geskenk is wanneer iemand vir jou lief is en vir jou omgee en dan vir jou iets gee. Is dit nie so nie? In die Bybel lees ons van 'n groot geskenk wat God vir ons kom gee het. Sy liefde en sy vergifnis deur Jesus. Ons kan dit nie verdien nie, maar God gee dit vir ons. Hoekom gee hy dit vir ons? Want hy is lief vir ons. Vandag gaan ons 'n bietjie hieroor praat en 'n bietjie kyk na hierdie konsep van hierdie liefde wat hy vir ons gegee het. En hoe dit op die einde van die dag vir ons deel maak van sy gesin. Dat ons almal op die einde van die dag saam een familie vorm. Nou, vanmôre se skrifgedeelte is in Romeine 3 vers 21 tot 26. Romeine 3 vers 21 tot 26. Met die skrif so oop voor ons, kom ons sluit net die oë, dan bid ons net so saam. Here, dankie dat ons vanmôre sommer net so voor U kan kom stil word, Here. Met soveel vreugde en soveel opwinding, dat ons hier kan sit en kan gereed wees vir die geskenk wat U aan ons gee. Here, dankie dat ons kan weet dat U het ons reeds voorberei. En ek wil bid dat U seën elke klein hartjie vanmôre hier voor ons. Here, hulle
is so spesiaal en so kosbaar vir ons. En die werklik met hulle sal werk en hulle sal voorberei. Dat hulle werklike ligdraers kan wees vir die pad wat voor lê. Here seën hulle so en seën ons ook deur hierdie oggend verder. Amen. Nou vir môre se stukkie wil ek voorlees Romeine 3 vers 21 tot 26. Ek lees uit die 2020 vertaling vir ons uit. Maar nou word die geregtigheid van God waarvan die wet en die profete getuig sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeiding nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Ons lees tot sover. Nou kinders, ons begin hier in hierdie teksgedeelte en ons sien heel eerste dat ons het 'n probleem. Ons het 'n uitdaging op die tafel. En hierdie uitdaging is dat sonde skei ons van God. Nou, kom ek vra vir julle gou. Wat is sonde in julle oë? Wat dink julle is sonde? As ek iets verkeerd doen. As ons nie luister vir mamma en pappa nie. As ons iets vat wat nie ons in is nie. As jy nie 10 gebooie nakom nie. Ja. Wat, nou sal ek benader staan, ek kan nie so mooi hoor nie. Sê weer? As jy lelik is met ander maatjies om jou. As jy moord pleeg, ja? As jy middelvinger wys. As jy vir iets jammer sê en jy bedoel dit nie en jy doen dit volgende keer weer. Wat is sonde? Wat sien jy is sonde? Sê vir my, is daar 'n groot sondes en klein sondes? Is daar 'n verskil tussen hulle? Is daar 'n verskil? Daar's nou, hier's nou verdeeldheid onder die kinders om een. OK, kom ek maak so. Hierdie is jy. Né? Mooi skoon, né? Maar nou julle sê nou daar's baie groot sondes, klein sondes, baie sondes. Ek luister nie vir mamma nie. Wat gebeur nou? Giel, ja, ek word vuil. Wat is nog sondes? Julle het hulle nou opgenoem. As ek nog sonde doen. Nou raak ek, wat gebeur nou? Ek is nie nou meer so skoon nie, né? Enigiets wat ek doen, wat daai verhouding tussen my en die Here keer, is verkeerd. Elke sonde wat julle nou genoem het, kan jy soos 'n baksteentjie sien, né? 'n boublokkie. En jy begin bou, kleintjies, grootes. Nou begin jy 'n muur bou voor jou. Later kan jy nie meer vir God sien nie. Want hierdie muur vol sondes raak nou so groot. Ek kan nie meer lekker deur hierdie sien nie. Want elke bietjie sonde maak dat ek nie meer met God 'n verhouding het nie. Maar weet julle wat?
God wil nie hê dat ons hierdie muur tussen ons moet hê nie, dat hierdie skeiding tussen ons moet wees nie. God wil hê dat ons moet met hom 'n verhouding hê. Hy is so lief vir ons, dat hy wil hê ons moet naby hom wees. En dit is hoekom hy 'n plan gemaak het. 'n Plan om hierdie muur af te breek, om hierdie sonde weg te neem van ons, né? Want soos ons gesien het, dit gebeur maklik. Want dis wanneer ons jammer sê en ons sondes bely, wat die Here dit dan wegneem. Nou Advent herinner ons hieraan dat mense in die Ou Testament was in afwagting vir die koms van die Messias. Hulle het nog nie die geboorte van Jesus beleef nie. Ons is in 'n tyd waar ons na die geboorte van Jesus leef. En ons weet nou dat hy het gekom vir ons. Die grootste geskenk wat God aan ons kom gee was die geboorte van Christus. Wat op die einde van die dag aan die kruis kom sterf het. Om ons almal te verenig as een gesin. Nou God is baie slim. Hy het 'n plan lang terug al uitgedink vir hierdie probleem wat ons op die tafel het. Hierdie uitdaging van sonde. Hierdie muur wat keer dat ons nie met hom 'n verhouding kan hê nie, dat ons hom nie kan sien nie. Hy het geweet ek en jy kan ons nie self red nie. Hy het geweet hy moet iets doen en daarom het hy gegaan en hy het vir Jesus gestuur. Wat beteken dit? Dit beteken dat Jesus het gekom om ons sondes te vergewe. So stel jou voor, jy het hierdie groot skuld. Dis nou meer vir mamma en pappa. Jy het hierdie groot skuld wat jy het in jou lewe, né? Jy skuld vir iemand 'n R10 of 'n R20. En jy kan dit nie betaal nie. En hier kom iemand en hy sê, weet jy wat, ek betaal dit sommer vir jou. Daai is wat God vir ons gedoen het. Hy het gekom en gesê, ek vat jou sondes en ek betaal dit vir julle. Sy dood en sy opstanding vorm die hart van deel van die Advent. Van geboorte tot afsterwe het hy gekom met 'n groot meesterplan. Ons weet dat sy geboorte die begin was van die plan om ons te red. Maar na ons hierdie tyd deurgaan, hierdie opwinding en afwagting, weet ons dat Jesus het vir ons gekom om die hoop te bring, om die sonde te oorwin. Hy het vir ons sy liefde gewys, deur te kom sterf aan die einde van die dag teen die kruis. Hy het vir ons die vreugde en die vrede gebring, om te kan oorwin. Hy het hierdie muur kom afbreek. Maar nou as ek vir julle sê, wie kan vir my raai, en stel jy mag nie raai nie, wat is in hierdie geskenk wat hier staan? Jesus, jou maat jou seker mooi gehelp daar. Ek spot so my Elries. Nog water. So hierdie verteenwoordig Jesus wat aarde toe gekom het. Jesus is gebore sonder sonde en uit sonder sonde het hy die aarde verlaat. Hy is ons redding en het gekom om al ons sondes te kom vergewe. Al wat ek moet doen is ek moet oorgee en ek moet die geskenk moet ek vat met beide arms. Pot was so klein bietjie vol gewees. En dan kom maak hy my weer skoon. Hy kom neem weer weg al my sondes. Hy kom maak my weer deursigtig, dat ek kan sien, dat ek kan fokus op die Here. Hy kom vat die aarde se sondes ook.
Die vraag, kinders, is, hoe reageer ons as ons 'n geskenk kry? Opgewonde. Gelukkig. Hoe reageer jy as ek vir jou geskenk gee? Hoe lyk jy as ek vir jou as ek vir jou so 'n groot boks geskenk gee? Hoe gaan jy hom vat? Stella? Dankbaar wees. Gaan jy hom so vat of gaan jy hom met albei arms vat? Ha? Jy gaan ons met albei arms hierdie geskenk vat, né? Jy gaan opgewonde wees. Want hoekom? Jy het nie gewerk daarvoor nie. Iemand was lief vir jou en het vir jou 'n geskenk gegee. Dit was nie 'n prys nie. Vriende, dis die vraag wat ons vir onsself in die lewe moet vra. God gee aan ons almal hierdie geskenk. Die vraag is hoe ons dit aanvaar. Wat beteken dit vir my om werklik te glo? Dit beteken om te sê ek vertrou aan Jesus en ek aanvaar dat hy vir my doen uit liefde uit alles wat hy doen. Daarom as iemand vir my 'n geskenk gee, al wat ek doen is ek sê dankie. Hoeveel van ons het al in die laaste tyd werklik daai gawe van 'n geskenk ervaar? Ek was self in 'n situasie waar ek onverwags iemand aan my iets gedoen het wat ek nie verwag het nie. Wat aan my 'n geskenk gegee het wat ek nie verwag het nie. En daai gevoel binne in jou kan jy amper nie beskryf nie. Om te dink iemand doen so iets aan jou. Hulle ken jou nie. Hulle weet nie wie jy is nie. Maar hulle gee om. Hoekom? Want ons is almal deel van dieselfde huisgesin. Die huisgesin van God. God se vergifnis is net so. Wanneer ons glo in Jesus en ons sê ja vir die geskenk van God, ons vat dit met al twee arms aan, dan word ons herinner dat dit gaan nie oor 'n geskenk te kry nie, maar om te onthou wat Jesus gedoen het vir ons. Ons is almal deel van die gesin van Christus. Soos wat ons dan nou na Kersdag toe beweeg, soos wat ons die slaapies aftel, moet julle julleself herinner dat Jesus het vir julle gekom sodat julle saam met hom deel van die gesin kan wees. Hy het gekom dat ons sondes kan skoon wees. Hy het gekom dat al ons sondes weer weg is. Groot mense sal verstaan as ek sê bleach is nie meer wat dit is nie. Kinders, julle het 'n jaar deurgegaan waar julle gegroei het. En julle het 'n trappie geklim. Van die klein ouetjies tot die groot ouens. Waar julle geleer het van die Here, julle het geleer hoe om te gee vir mekaar en dan leer julle ook hoe om dit te deel. Nou ek wil julle uitdaag vandag. As julle vandag hier uitgaan, dat julle ten minste vir iemand gaan vertel hoe lief Jesus vir jou het en wat hy vir jou gedoen het. Moenie skaam wees om te vertel wat die Here vir jou doen nie. Hy het vir jou baie lief gehad en hy het jou deur die hele jaar gedra. So dit wat ons deur die jaar geleer het, dit wat ons deur die jaar bereik het, dit is wat ons moet gaan oordra na ander. Ons maak almal foute, ons is almal kry plekke wat ons goed verkeerd doen. Op die einde van die dag moet ons nie skaam wees daaroor nie, maar moet ons dit na die Here toe bring. En ons moet vir hom sê, Jesus, vergewe my. Wees met my, sodat ek werklik vir ander kan gaan vertel van Jesus se liefde. Onthou, daai liefde van Jesus kan nie breek nie. Dis soos daai ketting op daai prentjie. Jy kan hom nie breek nie. Daai haartjie, daai skakel daar binne.
En dis hoekom ons vanmôre net vir julle wil sê dankie. Dankie vir julle toewyding en wat julle ingesit het. En weet dat Jesus is lief vir julle en bly by julle. En dat ons as groot mense sien raak wat julle doen. Ons is trots op julle en julle is ons erfenis. Julle is ons toekoms. En daarom is ons regtig waar saam met julle vandag bly vir wat julle bereik. Julle gaan vir my gou aan daar, so asseblief. Dan nog. Ons gaan nou saam, gaan ons nou die volgende lied sing, In die hemel is die Heer. En dis werklik woorde wat ons kan vashou aan. Die grootheid en die genade van God, wat vir ons gekom het, en wat vir ons daar is, om ons sondes te vergewe, wat ons toevou in sy liefde, en ons beskerm elke dag. Ons is deel van die huisgesin van God, ons is almal broers en susters, en ons is almal deel van mekaar. Kom ons sing lekker saam die volgende lied. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons vra die kinders wat wil saam met die diaken stap. Julle is meer as welkom, stap saam met die ooms. Dan kan julle help. Is joune.
Almagtige Hemelse Vader, Here, ons kom en ons kom loof en prys U vanmôre. Ons kom sê dankie vir elke bydrae en elke oomblik wat ons het om U naam heilig en groot te maak. Dankie vir die vreugde van die kinders, van hulle stemme en hulle ywerheid waarmee hulle is. Die geselsies en die gelag. Here, dit is soveel vreugde vir ons om dit te kan beleef. En ons sê dankie daarvoor dat ons geseënd is as gemeente om hierdie jong mense deel van ons te hê, waar hulle ook kan groot word in 'n stabiele Christelike huisgesin, waar ons aan hulle die waardes kan leer vir die pad vorentoe. Here, daarvoor loof ons en prys ons U. Amen. Goed, nou is ons by ons sertifikaatuitdeling, die sonnaskool. So ek vra die sonnaskool se Ian. Wat ek mooi, ek het 'n opdrag gekry hierso. Nee, ek kan dit. Klein kinders, Benny, jy kan hulle maar afstuur, jong. Jy sit daar voor. Ja, jy kan die groot boks vashou. Het is al die kinders nou hier onder. So eerste het ons vir Wilhelm. Oom Louis, skus. Hulle maar verskoon, vanmôre is daar so baie notas op die sy gemaak. Asseblief. So namens die kerkraad, die sonnaskool, sê ons aan elkeen van hierdie kinders baie geluk. Ons begin by Wilhelm. Dis jou boek. Oom Louis. Skat daai man se blad daar. Stella. Anay Meiberg. Ek moet nou mooi lees, ek het nie my bril vanmôre hier nie, maar gelukkig is dit mooi groot geskryf. Baie geluk. Stefan Olivier. Jy moet eers by my 'n draai kom maak. Asai. Is hier. Henri Sinclair. Asai, baie geluk. Renier Meiberg. Kobus Robertson. Asai, baie geluk. Mike Venter. Of is ek reg? Mike? Ian? Of is dit Mieke? Ek het nou verkeerd. Mieke, ag, ek vra nederig om verskoning. Het gebeur met die beste van ons. Ag, sorry, dankie om Louis. Sien die kerkraad het my vergewe. Joshua Swanepoel. Nee, so nie. Skyler Stokkel. Gideon Nel. Baie geluk. Asai. Baie geluk. Johan Hopkins. Asai, baie geluk. Marnus Grobler, asai. Zara Cronje.
Albert Sinclair. As hy baie geluk. Anneke Paulsen. Baie geluk. Madeleine Nel. Verkeerde hand. Mika. Is Mika, né? Mika Kokemoer. Die ander Mika. Hannah Hopkins. As hy. Marissa Groenewald. Dianay Smit. Dianay. Nie hier nie. Janko Wenzel. Andriet Swanepoel. Nee. Joshua Swanepoel. Ek dink dan begin ek weer van voor af. Dis die groepie, né? Dan gaan ons oor na die Stefan de Klerk. Rudy Kokemoer. Chanel. Ons gee maar eers vir jou so. Baie geluk. Chantel Robertson. Chantelay, skus. Twee foute vir die dag. Baie geluk, hoor. Baie geluk. Adrian de Klerk. Zani Nel. Edouan Norke. Sien, ek het hulle vorentoe genooi, maar hulle wou nie vorentoe kom nie, dankie. Baie geluk. As hy, baie dankie. Leandri Olivier. Baie geluk. En ek het 'n Martin Wiese nog hierso, né? Martin. En Alto Smit. Is nie, is hierso. Sy. Mooi. Martin, Alto. Is hy? Martin, baie geluk. Vriende, ek dink ons kan vir hierdie klomp kinders 'n lekker warm hande klap gee, nee. Dis werklik waar 'n groot riem om die hart. Om te sien dat hulle deur die jaar so getrou was en bygewoon het en deurgedruk het. Een, wou jy enigiets nog gesê het? Kan julle almal my hoor? Nee. Ons moet net ons probeer en ons doen ons bes wat ons kan doen en ons moet vir julle ouers dankie sê vir die kinders elke Sondag hier te bring. Ons moet vir die kinders dankie sê dat julle vir mamma en pappa maar wakker maak om kom vir die bed gee en breakfast gee om hulle hier te kry. Nee, julle doen dit mos. Dan weet julle nie. Maar nou weet julle wat julle doen om hulle hier te kry, nee. En julle moet onthou, mamma en papa sien julle baie meer as wat ons julle sien. En die werk wat hulle doen
baie oor gebid en gedink. Dat dit is ook die Here wat besluit en die Here wat doen. Ons glo in die nuwe jaar gaan ons hierdie gemeente tot groot entoesiasme voer. Dat ons al die eer aan God sal gee, alles wat ons dink en alles wat ons doen. Ek wil vir julle vra dat terwyl ons in Kersfeestyd binne gaan, julle regtig sal dink, diep dink, en dat julle vir jouself sal vra soos Stefan ook in die diens, Here, wie is ons? Wat doen ons? Hoe behoort ons aan U? Wat doen ons verkeerd? Maar ek wil ook baie spesiaal vra dat julle vir die Frikkie en vir Marieke ernstig sal bid. Hulle gaan deur 'n moeilike tyd, hulle hart is by ons, maar hulle het ook 'n stryd op hulle voet. Bid regtig in hierdie Kersfeestyd ook hulle vertroosting en krag sal ontvang. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, U is groot en U is almagtig. Ons het in hierdie gemeente besluit om U te volg, onvoorwaardelik, eerlik opreg. Ons weet ons is feilbare sondige mense. Here, en ons is soms ook stikkend. Ons weet ook in hierdie gemeente is daar mense wat stikkend is en seer is. Mense wat deur moeilike tye gaan. Ons wil hulle almal aan U opdra. Mag hierdie adventtyd, hierdie Kersfeestyd groot vertroosting vir almal. Mag almal weet, Here, dat U is God almagtig. U is die skepper van hemel en aarde. En U gee om vir elkeen van ons met groot deernis en groot liefde. Mag hierdie Kersfeestyd vir almal van ons groot vreugde wees en diegene wat weg gaan bewaar, Here, hou hulle veilig. Sien hierdie klomp pragtige kinders en jong mense wat vanmôre hier so 'n sertifikaat ontvang het. Dat hulle sal weet, Here, dat ook in hierdie Kersfeestyd is daar die geskenk van Jesus Christus. Oorweldigend groot en onverdiend. So wil ons ook eer en lof en dank aan U bring. Sien elkeen wat met toewyding in die gemeente dien en roep die ander van ons op, Here, tot groter diens en tot groter toewyding. Op hierdie manier, Here, wil ons alle eer en dank aan U alleen bring, U wat in die hemel woon. Ons vra, Here, vergewe ons, waar ons oortree. Laat U naam geheilig word, dat U koninkryk in heerlikheid kom. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Julle kan maar weer julle plekke inneem. Vriende, dan gaan ons nou afsluit met die volgende lied. Stille nag, heilige nag, Jesus kind lang verwag. Lig uit die Vader se ryk word uit liefde aan mense gelyk. Kom ons sing lekker staande hierdie Kersfeeslied saam. En ons sing dit met ons volle hart. En ons bedoel elke woord, dat dit ons gebed is vir ons pad vorentoe, maar ook vir ons kinders. En ons weet dat die liefde van Jesus is onbreekbaar, ongeag die aanslag.
Geliefdes, onthou dat God se liefde nie net vir ons bedoel is nie, maar ook bedoel is om te gaan deel met ander. Hierdie adventtyd herinner ons dat ons harte moet oorloop van sy liefde. En soos ons wag op die wederkoms, moet ons ook dit gaan deel met ander. Mag julle in waarheid, geduld en liefde leef en die wêreld om julle heen verander, deur om die lig vir Christus te wees, deur sy liefde uit te leef. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die vreugde van die Heilige Gees met elkeen van julle wees, nou en vir altyd.